Goeiedag en welkom by nog 'n aflewering van Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vandag gaan ons verder gesels rondom die konsep van sola scriptura, die gedagte van die skrif alleen en hoe dat skrif alleen by die protestante inderdaad dan ook 'n verwerping is van tradisie. Dit wat ons as Katholieke noem tradisie met 'n hoofletter. So vandag gaan ons 'n bietjie kyk na wat is tradisie, hoekom is dit vir ons as Katholieke belangrik en hoe dit funksioneer dan ook binne die raamwerk van die kerk. Nou, dit is so dat wanneer protestante praat van die Katholieke kerk se tradisie, dan is dit gewoonlik so, en weer eens, ek praat nogal bietjie vanuit ondervinding, my eie ervaring, voordat 'n mens van beter geweet het. Protestante dink gewoonlik, juis omdat hulle die slagspreuk sola scriptura het, die skrif alleen, daarom dink hulle dat as die Katholieke kerk tradisie het, dat hulle per definisie amper die Bybel weggooi. Nou, dit is so, ek weet ek praat nou in uiterstes, maar dit is so, dat die gemiddelde protestant daar buite inderdaad dink en glo, dat die Katholieke kerk nie reg agting het vir die Bybel nie. Dat ons die tradisie, en wat ook al die tradisie dan is, so ophemel, dat dit bokant die Bybel is, en dat ons eintlik nie wil hê dat mense die Bybel moet lees nie. Ek het dit onlangs weer gehoor, in 'n musiekblyspel wat opgevoer is in die Staatsteater in 2009, waarvan ek die video onlangs dan ook gesien het, waarin dit gestel word dat Martin Luther vir die eerste keer die Bybel vir mense gegee het, omdat die Katholieke kerk nie regtig wil hê mense moet Bybel lees nie. En dis iets wat ek verkeerdelik ook gedink het en geglo het, omdat ek het verkeerdelik geleer het, dat die Katholieke kerk eintlik nie wil hê dat mense die Bybel moet lees nie. Maar nee, net omdat ons in die Katholieke kerk tradisie het, wat 'n rol speel in die werkinge van die kerk, beteken dit nie dat ons die Bybel verwerp nie. Om die waarheid te sê, die Bybel is vir ons as Katholieke ongelooflik belangrik. Dit is vir ons ongelooflik belangrik. Dit is vir ons die woord van God. Die Bybel is vir ons gesagvol. Die Bybel is die maatstaf vir ons lewe. Die Bybel is inderdaad onfeilbaar. En die woord onfeilbaar, onthou nou, beteken sonder foute, en dis belangrik, sonder foute. Onfeilbaar om nie 'n fout te maak nie. En dis nou nogal belangrik. Daar is nie foute in die Bybel nie. Maar die vraag is nou dan per definisie, eintlik dan nou afgelei hieruit, kan ons sê die tradisie het foute? Protestante wil dadelik sê, ja, die tradisie is vol foute. Maar gewoonlik omdat protestante 'n verkeerde konsep het van wat tradisie is en wat 'n rol dit speel in die Katholieke kerk. Net vinnige voorbeeld, terwyl jy deur hierdie video luister en kyk, dink jy die geloofsbelijdenis van Nicea is onfeilbaar? En onthou nou, die geloofsbelijdenis van Nicea gaan oor die godheid van Jesus, die mensheid van Jesus, die drie-eenheid ensovoorts. Dink jy daar is foute in die geloofsbelijdenis van Nicea? En as daar nie is nie, want daar is nie, as daar nie is nie, hoekom kan ons nie sê dat die geloofsbelijdenis van Nicea is onfeilbaar nie? Hoekom kan ons nie sê dat dit ook geïnspireer is nie? Want die kerkvaders wat daar was by die konsilievaders van Nicea in 325, hulle het inderdaad na die tyd geskrywe, iemand soos Athanasius, dat God deur die konsilie van Nicea gewerk het, dat hy die konsilie van Nicea getheopneustos het, en dit is die groot Griekse woord wat beteken, hy daarin geblaas met sy eie asem, en daarom is die konsilie van Nicea as geïnspireerd deur die Heilige Gees beskou. So dink 'n bietjie daaraan, maar die belangrike is dat die Katholieke kerk verwerp nie die Bybel nie. Die Bybel is vir ons ongelooflik belangrik, die Bybel word gebruik as basis waarvan af ons werk. Dit is die maatstaf vir ons lewe, soos ek gesê het, en dit is vir ons inderdaad die woord van God. Maar die Bybel is nie vir ons die enigste bron van waarheid nie. Daaroor het ons nou al gepraat, toe ons gepraat het oor die kerk in 'n vorige video. Want dis wat 1 Timoteus vir ons leer, die kerk as 'n pilaar en fondasie van waarheid. So die Bybel kan nie die enigste bron van waarheid en gesag wees nie. Goed, so, watter plek neem die tradisie dan in? En watter plek neem dit in saam met die Bybel? Kom ek teken weer vir julle die 3-pootstoel. Want
Die feit dat ons tradisie het, sê ek weer, beteken nie dat ons verwerp die Bybel nie. Dis net nie vir ons die enigste onfeilbare bron van waarheid en gesag nie. In die Katolieke Kerk is daar hierdie driepootstoel. En ek het hom in die vorige video ook geteken, maar verskoon maar weer my snaakse sketse wat ek dalk teken. Maar dit is 'n driepootstoeltjie. 'n driepootstoeltjie wat ons kan teken. Een van hierdie pote is inderdaad die Bybel. Die Bybel. Dis vir ons belangrik. Die kerk funksioneer nie sonder die Bybel nie, en die kerk moedig haar lidmate geweldig baie aan om die Bybel te lees. As ons Vatikaan II se notules lees, die dokumentasie van Vatikaan II, dan sal ons daarin sien, in byvoorbeeld die dokument Dei Verbum, hoe belangrik die Bybel is vir die kerk en vir die gelowiges, en hoe dat die kerk gelowiges aanmoedig om die Bybel dan ook te lees. Maar daaroor sal ons op 'n stadium 'n volgende keer dalk ook praat, oor hoe die Katolieke Kerk die Bybel gebruik en hoe dat sy lidmate aanmoedig om die Bybel te lees. Die Bybel, een van hierdie pilare. Dan is daar wat ons noem die magisterium. Dit is die leerowerheid van die kerk. Dit is al die biskoppe in verhouding en koneksie met mekaar onder leiding van die paus. Dis nie een biskop op sy eie nie, dis ook nie die paus los op sy eie nie. Dit is die totale biskoppe in verhouding, in verband met mekaar. Dit is hulle, die magisterium. Dis die leerowerheid van die kerk. Dis die leerowerheid van die kerk. En dan is daar inderdaad dan ook die tradisie. Die tradisie. Dis die drie. En al drie moet daar wees vir die kerk se strukture om te kan funksioneer. Dis nie net die een nie, dis nie die een of die ander nie, dis en. Dis die magisterium en die Bybel en die tradisie. Dis nie die een of die ander nie. Onthou, ek het al gesê ook in die Katolieke Kerk, werk ons nie met 'n of dit of dat nie. Dit is 'n en waarmee ons dikwels om die waarheid te sê, nie net dikwels nie, maar die meeste van die tyd dan ook werk. So, wat is die tradisie dan, vra ek weer? Dis waarna ons gaan kyk. Nou, as jy meer hieroor wil lees, dan sal ek graag aanbeveel, daar's baie boeke wat jy kan lees, daar's baie video's daar buitekant op YouTube waar jy kan kyk. Jimmy Aiken het pragtige video's hieroor, Trent Horan het baie mooi video's hieroor, Michael Lofton, Matt Fred, en so kan ek aangaan. Scott Hahn het ook mooi video's oor die tradisie en wat dit is. Maar die boek wat geskryf is deur Ives Conger, en ek weet ek spreek dit dalk nie reg uit nie, Ives Conger, The Meaning of Tradition. The Meaning of Tradition. Kom ek skryf dit hierso neer. The Meaning of Tradition. Dit is 'n baie besonderse boek, waarin hy presies verduidelik, wat is 'n tradisie, hoe funksioneer dit, hoe werk dit, wat is dit ook nie. En dit is baie belangrik. En wat is die verhouding tussen tradisie, magisterium, tradisie en Bybel? En die Heilige Gees wat inderdaad daardeur werk en die kerk lei ook in die oordrag van haar geloofsleerstellinge. Ives Congerer, dit is die skrywer. Ives Congerer. Of net Conger, skus. Ives Conger. I-V-E-S, en dan die van Conger, C-O-N-G-A-R. Baie besonderse, belangrike boek, dink ek nogal, om te lees, as jy meer wil weet oor die tradisie en wat die kerk amptelik sê oor tradisie. Nou goed, tradisie is 'n woord, en dit is interessant, wat in die Bybel op baie plekke voorkom, veral dan nou, wat ons praatjie vanoggend betref, in die Nuwe Testament. Die interessante is dat protestante maak hulle dikwels daaraan skuldig in verskillende Bybelvertalings, dat hulle die Griekse woorde, of die Griekse woord vir tradisie, verkeerdelik, wel, nie tegnies dalk nou nie op verkeerdelik nie, maar tog, ek wil sê, verkeerdelik op verskillende maniere vertaal, sodat hulle dan hulle eie leerstellings in die teksvers kan inbring. Omdat protestante baie negatief is oor tradisie,
kry ons veral byvoorbeeld in Afrikaans gesproke, in die 1933-53 vertaling, ook selfs in die 83 vertaling, kry ons dat wanneer byvoorbeeld Bybelskrywers soos Paulus en ander negatief praat oor sekere dinge in die kerk, dan gebruik hulle die woord tradisie, dan vertaal hulle dit in Afrikaans met tradisie. Maar wanneer die Griekse woord gebruik word in 'n positiewe lig, dieselfde Griekse woord, dan vertaal hulle dit met opset, nie as tradisie nie, dan vertaal hulle dit met leerstellings, of wat ek jou geleer het, of wat ook al. So, protestante het 'n neiging om wanneer hulle wil, die woord tradisie in die Grieks, anders te vertaal, omdat het hulle pas. Want die Bybel is nie negatief oor tradisie, sommer maar net voor die voet nie. Ja, daar is verkeerde tradisies, maar daar is ook die regte tradisies, en die Bybel is baie positief ook oor tradisie. Die Griekse woord wat gebruik word as 'n selfstandige naamwoord, selfstandige naamwoord, paradosis, en dis belangrik. Dan moet ek net mooi hierso skrywe. Paradosis, ekskuus my verkeerde oë. Paradosis, die Grieks. Wat beteken tradisie as 'n selfstandige naamwoord? Paradosis. Die werkwoord is paradidomie, wanneer jy hom dan so kry, die domie. Daar kom hy. Dan is dit nog steeds die domie, dan het jy 'n werkwoord. Nou, wat beteken dit? Dis 'n eenvoudige, pragtige beeld. Dink aan 'n aflosspan, waar mense gewoonlik die 400 meter hardloop, met 4 mense wat mekaar aflos, elkeen hardloop 100 meter, en dan is daar 'n stokkie wat van die een na die ander oorgegee moet word. En hierdie stokkie moet jy vashou, want as hy val, moet jy stop en verloor jy tyd en kan jy die wedren voltooi. Alleen hy wat met die stokkie aan die ander kant oor die wenstreep kom, kan sê dat hy gewen het. Maar daardie oorhandig, die een na die ander, dis presies die konsep en die beeld van paradidomie, die werkwoord, om van die hand tot die hand oor te dra, om van die een na die ander oor te gee, oor te dra, te oorhandig, oor te lewer. Dis wat dit beteken. Oordra, oorlewer, van die hand na die hand na hand. Kan julle sien, daar's niks negatief in hierdie nie, daar's niks negatief in homself, in die woord, dit wat van die hand na die hand oorgedra word nie, dit wat van die een geslag na die ander geslag, na die volgende geslag oorgedra word nie. Die werkwoord, paradidomie, paradosis is dan dit wat ontvang is, wat oorgelewer is. Dit wat ontvang is, dit wat oorgelewer is. En dis belangrik, dis al wat die woord beteken. Nou, hoe funksioneer dit nou? Vir Katolieke is tradisie dan veral 'n aksie en 'n werkwoord. En dis belangrik, ek het dit al genoem. Vir ons is dit veral hierdie aksie van om oor te gee. Wat gee ons oor? Die geloofsbeursie, die geloofsdeposito. In Engels, the deposit of faith. The deposit of faith. Die geloofsbeursie, die deposito van geloof. Dit is wat oorgegee word. Die deposito van geloof. Die deposito van geloof. Dit is wat oorgegee word. Die deposito van geloof. Nou wat is dit? Wat is die deposito van geloof? Dit is die selfstandige naamwoord vir tradisie, paradosis. Wat is dit wat ons oorhandig? Wat word van die hand na die hand, van geslag tot geslag oorgehandig, wat ons nou die geloofsbeursie sou noem? Wel, dit is in die eerste plek, dit wat die kerk nog altyd geglo het in terme van haar leerstelligheid,
wat Christus geleer het aan sy apostels, wat die apostels geleer het aan die volgende geslag Christene, en wat deur die geskiedenis heen dan geleer is, deur die kerk heen, rondom wie God is, wie Christus is, wat God van ons verwag as kerk, wat verlossing is, dit is ons dogma, ons leerstelligheid. Iets soos die geloofsbelijdenis van Nicea, is deel van hierdie geloofsdeposito, dit is tradisie. Die 12 artikels is deel van die geloofsbeursie. Die feit dat Jesus gelyktydig volledig God en volledig mens is, dis deel van die geloofsbeursie. Maar interessant ook dat vir Katolieke, die Bybel self is deel van die geloofsbeursie. Die Bybel is deel, die evangelie, is deel van die geloofsbeursie. Die woord van God, die kanon, die maatstaf vir ons lewe, die woord van God op skrif, is deel van die geloofsbeursie. Belangrik. So, weer eens onthou nou, die woord tradisie beteken om oor te dra van die hand na die hand, dit is vir ons veral 'n werkwoord. Wat is dit wat oorgedra word van die hand na die hand? Die deposito van geloof. Wat is die deposito van geloof? Dit is wat ons van Jesus af ontvang het, deur die apostels se opvolgers, die biskoppe, en saam met hulle die priesters, van geslag tot geslag tot geslag. Ons kry byvoorbeeld Paulus wat vir ons skrywe in Korintiërs, wanneer hy praat oor die instelling van die nagmaal, dan sê hy, ek het aan julle oorgelewer, dit wat ek ook ontvang het, dat in die nag wat Jesus Christus verraai het, is, hy brood geneem het en dit gebreek het. So, hy het iets ontvang, hy het ontvang die ongelooflike getuienis van Jesus wat die nagmaal ingestel het in die nag waarin hy verraai is. Hy het ontvang. Iemand het aan hom oorhandig die geloofsbeursie, die geloofswaarheid. Want die geloofsbeursie, die deposito van geloof, is die waarhede van ons geloof. Dis die waarhede van ons geloof. En dan sê Paulus, ek oorhandig dit ook nou aan julle. Ek oorhandig dit ook nou aan julle as 'n gemeente in Korintiërs. Dit wat ek ontvang het, handig ek aan julle oor. Kom ek verduidelik dit so. Dit is so, dat God kom na ons as mense, en hy wys homself. Hy wys homself. Die groot woord is, hy openbaar homself. Hy openbaar homself. Hy wys homself vir ons. Nou is die vraag, hoe wys hy hom vir ons? Nou in die Ou Testament was daar die profete wat gepraat het, daar was Moses wat opgetree het, daar was ook die kliptafels met die 10 gebooie op. Dit was vir ons alles openbaringe van God. Daar was die tempel gewees met die liturgie waarin jy iets van God kon beleef en God kon sien. Die groot woord sê ek weer dan, hy openbaar homself hierdeur, hy wys homself. Hy wys homself, openbaar soos 'n gordyn wat wegtrek, dis wat die woord vanuit die Grieks dan ook beteken. Die gordynwerk word weggetrek, apokalypso, om die gordyn weg te trek. Hy wys homself, en hy wys iets van homself, hy trek die gordyn weg, en jy sien in die tempel iets van God, sy genade, sy verlossing, in die 10 gebooie, in die profete wat praat, en later van tyd ook dan die opskrifstelling van die woord. Daarin sien jy iets van God wat homself wys. Maar ten diepste en ten grootste kom God en wys hy homself vir ons in Jesus Christus. Die inkarnasie van God is die groot woord. Inkarnasie wat bloot eenvoudig beteken, die menswording van God. Die menswording van God. So as jy Christus sien, dan sien jy God. Daarom sê die kerkvaders, Jesus is gelyktydig, volledig mens, volledig God, 100%, 100%, nie 50-50 nie, 100%, 100%. Dan sien jy God. So in Jesus se optrede en dit wat ons by hom hoor, daarin wys God dinge van homself aan die wêreld. Maar Jesus het 'n hemelvaart gehad, en nou is die vraag, hy is nie sigbaar by ons in die vorm van 'n mens soos wat hy vir 33 jaar min of meer saam met die apostels dan ook geloop het op aarde nie. Maar dat hy homself wys, dat hy manifesteer, is ook 'n groot woord. Hy openbaar homself deur sekere dinge,
Dit is 'n bepaalde feit. Die kerk glo dit inderdaad. Die kerk haarself as liggaam van Christus is 'n bekendmaking van God, wys iets van God, want sy is liggaam van Christus. Die liturgie wys iets van Christus, in besonder die sakramente, die Eucharistie, die doop, die bieg, die huwelik, en so kan ons aangaan, wys alles dinge van Christus, van God. Maar ons kan dit saamvat, deur te sê, dat daar is twee hoofstrome, waardeur God hom nou, in die tyd waar ons leef, vanaf na die hemelvaart, tot en met nou, deur die geskiedenis heen, en dit is belangrik, hierdie konsep van deur die geskiedenis heen, wys hy homself vir ons veral deur twee kanale, en dit is die Bybel en die tradisie. Onthou, 'n vorige keer het ek gesê, Bybel en kerk, en toe het ek gesê, kerk kan ons dan omskrywe, die optrede van die kerk, die besluitnemings van die kerk, dit wat die kerk doen in die wêreld ensovoorts. Die ander woord wat ons kan gebruik is, en wat die kerklike geskrifte gebruik is dan tradisie. So daar's twee kanale waardeur die openbaring van God na ons toe kom. En dit is Bybel en tradisie. Bybel plus die tradisie. Eintlik nie Bybel plus nie. Ons moet daarvoor ook versigtig wees, want dit skep partykeer hierdie valstrooipoppe. Dis Bybel en tradisie. Dis nie die twee teenoor mekaar nie. Dis nie 'n kontras teenoor mekaar asof ons die Bybel uitkanselleer nie. Dit gaan daaroor dat God wys homself deur die Bybel en die tradisie. En dis nou belangrik. Sola Scriptura, die protestantse gedagte van die Bybel alleen, wil maak asof God homself net wys deur die Bybel. Jy kan God nie op 'n ander manier regtig leer ken nie, dis die Bybel. Die Bybel is genoegsaam, die Bybel is helder genoeg, die sogenaamde deursigtigheid van die skrif, dat jy die Bybel net kan optel, en jy sal presies weet wat God van jou vra, jy sal alles weet, en tog gebeur dit nie so nie. Hoe meer mense die Bybel lees, hoe meer tente word opgerig, en elke ketter het sy letter. Elke ketter het sy Bybelversie wat hy gebruik om daarop aanspraak te maak, dat hy alleen die waarheid het. Die punt is, God wys homself inderdaad deur die Bybel. Maar God kan en hy doen, hy wys homself deur die kerk. Die Bybel self sê doch die kerk is die liggaam van Christus. En daarom dan, God wys homself deur die tradisie, die geloofsdeposito, want dis wat dit is, die waarhede van die geloof. God het homself gewys deur die konsilie van Oranje in 529, toe daar uitsprake gelewer is teenoor Pelagius. Hy het homself gewys daar. Hy het homself gewys by die konsilie van Konstantinopel, waar verder gepraat is oor wie God is as drie enige God in terme van die Heilige Gees. God het homself gewys by die konsilie van Nicea in 325, toe die kerk tot die konklusie gekom het onder leiding van die Heilige Gees, dat God drie enig is, dat Jesus twee nature het en een persoon is. Hy het hom gewys. As ons dit nie glo nie, het ons 'n probleem. Dan staan jou geloof waarskynlik, my liewe protestantse broer en suster, waarskynlik op nie 3 stoelpootjies mooi vas nie, maar het jy 'n wankelrinde gebou, want dan het jy geen geloofsekerheid nie. Dan het jy geen geloofswaarhede nie. Want dis wat die tradisie is. Dis geloofswaarhede. Dis geloofswaarhede wat oorgedra word vir ons vanaf geslag tot geslag tot geslag. Saam met die Bybel, aan die hand van die Bybel, gebaseer op die Bybel. 'n gevolgtrekking wat gemaak is op grond van die Bybel onder leiding van die Heilige Gees. So God wys homself deur twee kanale, die Bybel en die tradisie. Die Bybel is vir ons die op skrif gestelde woord van God. Belangrik, die Bybel is die op skrif gestelde woord van God. Maar nou, ek het vir julle gesê, tradisie is vir ons veral 'n werkwoord. Tradisie is hierdie lewende werkwoord wat afspeel binne die lewende aanbidding van die kerk as sy liggaam. Die liturgiese aanbidding van God. Ons liturgiese toenadering tot God in my persoonlike lewe, die kollektiewe Christengroep saam met mekaar tot die Here, daar binne wys die Here homself. Tradisie is hierdie
mysteriese wisselwerking tussen al hierdie dinge. Binne die liggaam van Christus. 'n lewende iets, 'n lewende aanbidding van God, die uitleef van die geloofswaarhede binne die kerk. 'n lewende werkwoord. Belangrik, 'n lewende werkwoord. Dis as ware die lewe van die kerk, wil ek sê. Dis die lewe van die kerk as liggaam van Christus. Nou, saam vorm die Bybel en die tradisie dan vir ons die deposito van geloof. Dis nou belangrik. Die Bybel en die tradisie vorm vir ons saam die deposito van geloof. Belangrik. Saam vorm dit vir ons die deposito van geloof. Bybel en tradisie is vir ons gesamentlik die geloofsbeursie wat oorgedra word van geslag tot geslag. Daarom kry 'n mens die mooi gebruik dat by die doop van iemand, daar vir so iemand 'n Bybel gegee word. Ek sal nou praat daaroor. Die oordrag van die geloofswaarhede. 'n Bybel wat oorhandig word. 'n Bybel wat oorhandig word. Ek sal nou meer daaroor ietsie sê. Maar ons kry die baie mooi praktyke in die kerk waarin hierdie oordrag dan gewys word ook sigbaar. So ek hoop julle is nou met my oor wat tradisie sover is. Wat glo ons is tradisie? Die oordrag van geloofswaarhede van een geslag na 'n ander geslag. Dit wat God van homself wys. Nou, in die kerk, in die lewe van die kerk, is daar dan hierdie pragtige liturgiese dade, waardeur ons nie net vir God aanbid nie, maar waardeur ons dan ook hierdie tradisie, hierdie paradosis, as 'n werkwoord wys, en prakties uitleef en doen. Die paradidomie, waar ons dit prakties wys. 'n liturgiese daad van oordrag. Ek weet hierdie video wys waarskynlik nou later, maar dit is veral in lydingstyd wat ons iets hiervan sien en beleef. Nie net in lydingstyd nie, maar veral in lydingstyd gebeur dit. Wanneer mense wat hulle self by die Katolieke Kerk wil voeg, wat deur 'n bepaalde proses beweeg en dan opgeneem word in die kerk. Gedurende die lydingstyd, Sondag tot Sondag tot Sondag, gebeur daar dinge met hierdie groep mense in die kerk. En dit wat met hulle gebeur, wys sigbaar iets van hierdie paradidomie, die oordrag van die geloofsdeposito, die deposito van geloof. En dit is gebruike, dis wat so mooi is in die Katolieke Kerk, dit is gebruike wat ver terugstrek in die geskiedenis van die kerk, tot in die 300s, tot in die 4de eeu, en ons weet dit, want Augustinus skryf daarvan, dat dit reeds in die kerk gebeur. Met ander woorde, dit strek nog verder terug as Augustinus. Nou wat het gebeur? Dit is inderdaad so, dat wanneer mense by die kerk kom aanmeld het, om kinders van die Here te word, om deel te word van die kerk, het hulle deur bepaalde onderrigprosesse gegaan. Hulle is geleer, hulle is geonderrig, daar was sondagskool gewees. En dit is vir my so sleg, dat uit die protestantse tradisie waaruit ek gekom het die afgelope tyd, sondagskool weggeraak het. Dit is, want ons kan nie vir die kinders skool hou nie, hulle beleef genoeg skool. Dis die verskoning wat uitgedink word. Dan daarmee saam, die wêreldse skole het soveel belangriker geword, dat kinders te veel vir sport rondgery word op 'n naweek, en dat hulle net weier om te kom op 'n Sondag, om verder geonderrig te word in die dinge van die Here. En dan wil hulle sogenaamd belydenis van geloof aflê, maar dan weet hulle nog steeds niks van die kerk nie, beland hulle op die kerkraad, en dan wil hulle vir die dominee sê, die dominee is verkeerd, wanneer hy met hulle oor seker goed praat, maar hulle self het nooit geleer wat glo die kerk nie. Dis die probleem in protestantisme. Dis die probleem in protestantisme. Die weggooi van die tradisie, die weggooi van die sondagskool, die weggooi van die tradisie, lei tot hierdie nonsens, wat ons sien in die protestantse tente. Nou goed, ons sien dan dat wanneer hierdie kandidate, kom ons noem hulle so, genoegsame vlak van onderrig gekry het, dan, interessant, die kandidate in die liturgie van die kerk, het nie die hele kerkdiens bygewoon nie. Daar was 'n tyd waar die mense wat nog nie gedoop is nie, of wat nog nie gereed was om die Eucharistie te ontvang nie, die kerk verlaat het. Hulle het ingekom in die kerk, hulle het geluister na die woord van die Here, na die Bybel self, die prediking wat plaasgevind het, en dan het hulle uitbeweeg uit die kerk uit, en kon hulle nie deelneem aan die volgende fase van die liturgie nie. Eers wanneer hulle
wanneer hulle deur die kerk opgeneem is, nadat hulle genoegsaam bewys het, dat hulle die geloofsdeposito hulle eie gemaak het, dat hulle 'n lewende verhouding met Jesus het, dan het hulle in protestantse terme belydenis van geloof afgelê, hulle het die vormsel beleef, die Afrikaanse woord wat ons gebruik in die Katolieke Kerk vir belydenis van geloofaflegging, die vormsel, hulle is gevorm, 'n vormsel eintlik, hulle is gevorm na die beeld van Christus, en hulle lewer genoegsaam daarvan getuienis, en dan word hulle opgeneem in die kerk deur middel van bepaalde rituele. En die rituele beeld sigbaar iets uit van die werkwoord van die tradisie. Nou, ek het nou baie gepraat. Wat gebeur? By die eerste Sondag kom die kandidate en die deure van die kerk is toe, en hulle klop aan die deur. Die deure word oopgemaak. Hulle word ingebring. Hulle word voorgestel in die gemeente. Daar word vir hulle gevra, wat wil julle hê, moet die kerk vir julle doen? En dan sê hulle wil hê dat die kerk vir hulle die geloof in Jesus Christus moet gee. Wat verlang julle van die kerk? En die antwoord is geloof. Die kerk moet hulle leer in geloof. Dan word hulle toegelaat om te sit en hulle hoor die woord van die Here. Die volgende Sondag gaan die ritueel verder. Fisies word hierdie kandidate vorentoe geroep. Daar word aan hulle 'n afskrif gegee van 2 dinge, wat samevattings is van die geloofsdeposito's, Daar word vir hulle 'n afskrif gegee van die geloofsbelydenis, van Nicea, of die 12 artikels, en 'n afskrif van die Onse Vader. Dit word vir hulle gegee, die Onse Vader gebed wat Jesus ons geleer het. Basies die spieël van gebed. Hoe bid ons? Dan kyk ons na die Onse Vader byvoorbeeld. Dit word vir hulle gegee. Dan gaan hulle weer sit en gaan hulle uit. Dit is 'n gebruik van wat genoem word in die kerk traditio symboli. Dit word vir hulle gegee, fisies nou. Fisies, maar geestelik word dit nou fisies oorhandig aan hulle ook. Dan kry hulle geleentheid om dit hulle eie te maak. Dan kom hulle terug die volgende Sondag. En dan moet hulle, as het ware, hierdie geloofsbelydenis in die week hulle eie maak, en hulle moet die volgende Sondag kom getuig daarvan, en kom sê, ons glo, ek glo, ons glo, in God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, dat hy gesterf het, opgestaan het, dat hy weer kom, die een heilige apostoliese en katholieke kerk, die gemeenskap van gelowiges, die vergifnis van sondes, dan kom hulle terug en hulle sê dit vir die gemeente, ons glo dit nou, en dan word hulle opgeneem en verwelkom in die kerk, deur middel van die sakrament van die vormsel, waar hulle fisies opgeneem word. Dit is 'n praktiese doen van tradisie. Dit is tradisie, hierdie werkwoord, die oorhandiging van die geloofsdeposito, die oorhandiging van dit wat God van homself wys en gewys het deur die geskiedenis van die kerk heen. Dis tradisie. Dis die tradisie. Dis 'n aksie. 'n lewende oordrag van die geloof. 'n lewende oordrag van die geloof. En ja, ook 'n Bybel, maar daai Bybel word veral gegee wanneer die kind of dan die groot mens gebore word, wedergebore word, die gedoop word. Nou, die geloofsdeposito, die beursie van geloof, word in die kerk as die liggaam van Christus oorgedra. Dit is belangrik. Ons kan nooit praat oor tradisie in ons gesprekke met mekaar as protestante of katholieke, as ons dit nie doen binne die raamwerk van die feit dat in die katholieke kerk ons baie erns maak met die kerk as die liggaam van Christus nie. Sy is die liggaam van Christus, sy is dit nie net in 'n metaforiese iets in jou kop persepsie ideekie nie, maar net 'n mooi teorie nie, sy is dit in praktyk. En selfs die protestantse teoloog Karl Barth het iets daarvan erken as hy gesê het dat God wys homself inderdaad ook deur die kerk.
Die kerk as die liggaam van Christus. So hierdie geloofsdeposito word oorgedra van geslag tot geslag binne die kerk as liggaam van Christus onder leiding van die Heilige Gees, en dis belangrik. Hoor mooi, onder leiding van die Heilige Gees. Ons kan nie die Heilige Gees losmaak, en ons doen dit ook nie in die Katolieke Kerk nie, ons kan nie die Heilige Gees losmaak van die tradisie nie. Die Heilige Gees is die een wat die tradisie lei, en wat die kerk as liggaam van Christus lei in die oordrag van die geloofswaarhede. Die geloofswaarhede, want tradisie is geloofswaarhede. Onthou nou, toe die Heilige Gees in die eerste plek, Jesus wat met die 11 apostels, na sy opstanding oor hulle blaas, in Johannes, en hy sê, hy gee aan hulle die Heilige Gees, en die Heilige Gees sal hulle lei, en dan op Pinkster die totale kerk, die uitstorting van die Gees, wanneer die kerk nou, die Gees van God ontvang, en sy lewendig word as 'n lewende organisme. Dit is net soos Adam en Eva se skepping. Adam word gemaak vanuit die modder, as hierdie moddermannetjie, en hy lê daar, en dan blaas die Here, die Ruach Jahwe, die Gees van die Here wat in hom ingeblaas word, lees ons daar in Genesis 2, en dan word hy lewendig. So is die kerk in haarself, 'n klompie mense by mekaar, mense van stof, mense wat nie kan funksioneer sonder God se leiding en genade nie. En dan maak God van hulle sy liggaam hier op aarde, en op Pinksterdag blaas hy sy Gees in hulle, en die kerk word lewendig. Hy het dit al gedoen met die apostels, as die magisterium, as die leerowerheid, maar in Handelinge 2 doen hy dit met die kerk as sy liggaam. So ons kan nie die Heilige Gees losmaak, en ons doen dit ook nie, en ons mag dit nie doen nie, vanaf die oordra vir die geloofswaarhede nie. En dis waarom die kerk dan in Handelinge 15 met haar eerste konsilie in Rome, haar eerste konsilie in Jerusalem, kan sê, nadat hulle vergader het, kan sê, ons en die Heilige Gees het besluit. Handelinge 15, die eerste konsilie in Jerusalem. Ons en die Heilige Gees het besluit. Dis nie net ons wat besluit het nie, dis die Heilige Gees deur die kerk wat besluit. En nou is daar bepaalde beginsels wat oorgedra word aan die gelowiges, van geslag tot geslag. Onder leiding van die Heilige Gees, deur die lyn van apostoliese opvolging, die biskoppe, en daaroor sal ons 'n volgende keer in besonder praat. Die biskoppe en die rol wat hulle dan ook speel. Die apostoliese opvolging, die magisterium. Onthou, want dis wat dit is. Die biskoppe is die mense wat aangestel is deur die Here om leiding te neem in sy kerk. Om leiding te neem in sy kerk. Nou, dit is onder andere wat ons bely in die geloofsbelijdenis van Nicea. Elke Sondag bely ons met die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo aan een heilige, katolieke en apostoliese kerk. En dit is iets wat ek as protestant moes ontdek, want ek het verkeerd geleer oor wat die woord apostolies beteken. Dis waarom dit maklik wegvertaal word met net 'n Christelike kerk. Of apostolies, die leer van die apostels. Dit is dit ook, maar dit is baie meer as dit. Dit gaan ook oor die apostoliese opvolging. Dit is regtig wat die kerkvaders by die konsilie van Nicea geglo het, hierdie woord beteken. Dis die biskoppe in gemeenskap, in verhouding met mekaar, as die opvolgers van die apostels, deur die geskiedenis heen, wie se taak by uitstek dit is, om onder leiding van die Heilige Gees, nie net mense te leer en te onderrig nie, maar om seker te maak dat die kerk en die gelowiges bly by die deposito van geloof. Die magisterium is die leerowerheid, wie se taak dit is om te kyk dat die tradisie suiwer bly binne die raamwerk van die Bybel. Tradisie kan nie buite die raamwerk van die Bybel beweeg nie. Dis belangrik dat julle dit hoor. Tradisie kan nie buite die raamwerk van die Bybel beweeg nie. Maar die Bybel kan ook nie buite die raamwerk van die tradisie geïnterpreteer word en verklaar word nie. Want dit is twee kanale van dieselfde openbaring, naamlik die openbaring van God. So tradisie is die raamwerk
waarbinne die Bybel verklaar word, waarbinne die Bybel gelees word, waarbinne die Bybel geïnterpreteer word. En tradisie word gedoen, geleef as 'n werkwoord binne die raamwerk van die skrif. En die magisterium is die leerowerheid wie se verantwoordelikheid dit is om onder leiding van die Heilige Gees toe te sien dat dit so gebeur. Daarom sien ons dat die kerkvader Irenaeus, hy skrywe in sy boek Against Heresies, teen ketterye, skryf hy dat tradisie deur apostoliese opvolging in stand gehou word. Die tradisie word deur apostoliese opvolging in stand gehou. Dis wat Irenaeus skrywe, alreeds in die 2de eeu na Christus. Tradisie en Bybel saam vorm vir Katolieke die basis van ons geloof. Want tradisie is die geloofsbeginsels. Die kerk, sê Timoteus, 1 Timoteus 3, is fondasie en pilaar van waarheid. Want om net 'n Bybel as boek te hê, beteken nog glad nie dat jy 'n volledige teologie het nie. Beteken glad nie dat jy die korrekte interpretasie het nie. En my liewe protestantse broer en suster, as jy glo dat die Heilige Gees jou as individu kan lei om die Bybel reg te verstaan, dan sê ek vir jou ja, dit is die waarheid. Die Heilige Gees kan die individu lei. En hy lei inderdaad die individu om die Bybel reg te verstaan. Maar waarom kan die Heilige Gees nie die kerk in haar totaliteit lei om die waarheid raak te vat, saam te vat en te verkondig nie? Waarom kan die kollektiewe dit nie doen nie? As die kerk die liggaam van Christus is, waarom draai protestante hulle rug daarop dat die Heilige Gees die kollektiewe kan lei? Want dis wat ons sien in Handelinge 15. Ons en die Heilige Gees het besluit. En protestante wil sê, ek en die Heilige Gees besluit. Want, het Luther gesê, elke individu is sy of haar eie paus het konsilie. En ons verwerp die feit dat die groep kan besluit. Ons verwerp die feit dat die groep moet besluit. Om die waarheid te sê, ons gewete kan nie deur die groep gebind word nie. Dis wat protestante sê. Omdat hulle nie dink die Heilige Gees die groep kan lei nie. Wat baie vreemd is. Maar om net die Bybel as boek te hê, gee nie vir jou teologie nie. Dit gee nie vir jou 'n volledige uiteensetting van hoe om die Bybel te verstaan nie. Dit gee nie vir jou 'n volledige uiteensetting van wat reg en verkeerd is nie. Nee, jy het nodig ook die kerk. Jy het nodig die tradisie. Jy het nodig die leerowerheid, wat vir jou kan wys en optree as regter, wanneer dinge verkeerd geïnterpreteer word in die Bybel. Want die geskiedenis wys dit vir ons, elke ketter het sy letter. Belangrik, tradisie is nie maar net vir ons bloot menslike werk nie. Dit is nie, dit mag nooit wees nie. Dit gaan ook nie maar net oor menslike kennis nie. Nee, die Heilige Gees self lei die tradisie en bewaar die tradisie. Dit is belangrik. Hoekom glo ons dit? Want Jesus het dit beloof. Dis hoekom ons die groep kan vertrou, want Jesus het gesê, die Heilige Gees sal die kerk lei in alle waarheid. Daarom glo ons, soos Paulus skryf in 1 Timoteus 3, dat die kerk is 'n bron en basis en fondasie, 'n pilaar van waarheid. Dis wat die Bybel sê. Jesus beloof, sy Gees sal ons lei in alle waarheid. Ons glo nie hierdie protestantse idee dat die Heilige Gees maar net gelei het tot die laaste apostel gesterf het nie. Of dat die Heilige Gees het nou nie kon regkry om die kerk te lei nadat Johannes dood is nie. Want dis waarop dit neerkom, dit wat protestante sê. Die Heilige Gees kon nou nie lei verder nie. Nou die kerk te sonde geword en afgewyk van alles wat die Here geleer het, en nou is die Heilige Gees nie meer daar nie, en vir die eerste keer, boep, as Martin Luther aankom, dan is die Heilige Gees iewers skielik weer daar. Dis nonsens. En dis deel van die dinge waardeur ek moes worstel, hierdie onlogiese denke, hierdie irrasionele denke van protestantisme, die inkonsekwentheid van protestantisme. Ook belangrik, wanneer ons praat oor die tradisie en die Bybel en die verhouding tussen tradisie en skrif en magisterium, is dit belangrik, want daar is by protestante hierdie verkeerde persepsie dat die paus
dat Katolieke ook sê, dat die paus kan basies doen wat hy wil. Dat die paus op sy eie die tradisie kan verander. My sien dit nou ook weer met die dood van Paus Fransis, al die beskuldigings van protestantse kant af, al die samensweringsteorieë oor Paus Fransis en die pause wat die tradisie verander en maak wat hulle wil. Dis nie waar nie. Die paus alleen kan nie maar net die tradisie verander nie. Die magisterium verander ook nie maar net die tradisie soos wat hulle wil nie. Maar belangrik, die paus is deel van 'n kollektiewe groep biskoppe. Hy is wel die leier van die biskoppe. Hy is wel die sigbare hoof van die kerk, die sigbare iemand wat namens Christus optree as die leier van die kerk op aarde in 'n sigbare vorm. Maar die paus se bevoegdhede is ook gekoppel aan die kollektiewe, aan die versameling van biskoppe. Die biskoppe almal saam met mekaar, verbind aan mekaar, in verhouding met mekaar, in gemeenskap met mekaar, onder leiding van die paus. Onder leiding van die paus. En die paus maak sekere beslissings en sekere uitsprake, maar hy doen dit gewoonlik nadat hy inderdaad die Bybel bestudeer, nadat hy die biskoppe raadpleeg. Dan is daar uitsprake wat hy kan maak soos ex cathedra, vanaf die stoel, wanneer sekere interpretasies gemaak word ook, rondom hoe ons die skrif verstaan. Die paus kan ook nie vandag besluit dat dit wat die kerk nog altyd geglo het ewe skielik nie meer van toepassing is nie. Vat nou byvoorbeeld ook hoeveel mense het gekarring aan Paus Fransis om te wil hê dat daar vroue priesters moet wees. En Fransis het net voet by stuk gehou en gesê, dit kan nie toegelaat word in die kerk nie, nie bloot omdat die Bybel so sê nie, maar omdat dit nog altyd die tradisie in die kerk was, dat die kerk dit so verstaan, dat die Bybel leer, vroue nie priesters kan wees nie. So die kerk het hy gesê, kan nie vandag maar net daaroor besluit nie, want dit is klaar vasgelê deur skrif en tradisie. Nog 'n voorbeeld is byvoorbeeld die korrupte Borgia popes wat daar was. Ja, daar was probleme in die geskiedenis van die Katolieke kerk, ook met die pause. Byvoorbeeld sê ek, die korrupte Borgia popes, wat veral in die laaste klompie jare van die 1400s pause in die kerk was, baie korrup. En ten spyte van hulle korrupsie, kon hulle nooit aan die dogma van die kerk verander nie, en het hulle ook nooit aan die dogma van die kerk verander nie, want om dogma te verander, kan nie gebeur nie. Ons verstaan van dogma kan ontwikkel. John Henry Newman skryf so mooi daaroor. Ons verstaan van leerstellings kan ontwikkel en groei. Dink nou maar aan die voorbeeld van die drie-eenheid. Oor 'n periode van amper 300 jaar het die konsep van die drie-eenheid en hoe ons God verstaan as drie-enig gegroei, sodat die kerk by die konsilie van Nicea dit kon vaslê. En daarna het die kerk se gedagtes oor God onder leiding van die Heilige Gees steeds gegroei, sodat by die volgende 6 ekumeniese konsilies daar steeds gepraat is oor wie is God en die konsekwensies van wie God is vir ons en hoe dit uitspeel in ons lewe. Leerstellings groei. Ons verstaan van die Bybel groei en ontwikkel, maar die dogma self kan nie maar net verander nie. En die groei van dogma beteken ook nie, ons verander dit nie. Nou een dag sê ons so, die volgende dag sê ons dat nie. En die paus alleen doen dit nie. Een biskop op sy eie doen dit nie. Nee, die Bybel, tradisie en die magisterium saam. En tradisie, wat het die kerk nog altyd geglo? Wat het die kerk nog altyd gesê? Daarom gaan kyk ons na die kerkvaders. Daarom gaan kyk ons na die konsilies. Daardie konsilies is bindend op ons vandag steeds. Ons kan dit nie maar net weggooi nie. Die paus kan nie vandag besluit, God is nou nie meer drie-enig nie. Byvoorbeeld. Die paus self is gebind aan tradisie, aan skrif en ook die magisterium. Daarom sien ons byvoorbeeld in ons katekismes van die Katolieke kerk, daar sien ons in paragraaf 78, daar sien ons baie duidelik die belydenis dat dit die Heilige Gees is wat hierdie lewende oordrag van die geloofsbeginsels lei en bewaar. Ook skrif en tradisie kan nie van mekaar geskei word nie. Dit kan nie. Dit is nie dat Katolieke tradisie meer na waarde ag nie. Nee,
Bybel en tradisie gaan hand aan hand. Bybel en tradisie gaan hand aan hand vir ons. Ons kry dit in Dei Verbum. Dit is een van die dokumente van Vatikaan II in paragraaf 9. Daar sien ons, soos ek gesê het, dat die skrif en tradisie is saam vir ons 'n enkele bron van openbaring. Saam is dit vir ons 'n enkele bron van openbaring. Dit is ook belangrik om in gedagte te hou dat die Bybel, so belangrik soos wat die Bybel is, die Bybel het nie in 'n vakuum ontstaan nie. Die Bybel het nie in 'n vakuum ontstaan nie. Die Bybel self is die vrug van tradisie. Dis belangrik. Die Bybel self is die vrug van tradisie. Jesus Christus het nie hier op aarde 'n boek kom plant nie. Hy het 'n kerk kom plant. En vanuit die kerk het die skrif as vrug na vore gekom. Dis belangrik. Dei Verbum sê in paragraaf 8 dat die evangelie is nie net skriftelik oorgedra nie, maar inderdaad ook deur praktyke soos die liturgie en dan ook veral mondelings. Daarom sê die kerkvaders Irenaeus, die kerkvader Augustinus, hulle sê al vroeg in die kerk se geskiedenis, dat die skrif net binne die lewende geloof van die totale kerk verstaan kan word. Dis iets wat protestante nie wil doen nie. Dis iets wat protestante nie wil doen nie. Daarom sola scriptura, die Bybel alleen beteken ek verwerp alle gesag. Ek wil nie in my gewete gebind word nie, ek alleen besluit. Want sola scriptura hou in die reg op private beoordeling. Dit terwyl Petrus vir ons sê in sy briewe, die apostel Petrus sê dat geen skrif, geen profesie is 'n saak van eie uitlegging nie. Daarom het die kerkvaders dit nog altyd so verstaan, dat die Bybel net binne die lewende geloof van die kerk self, die totale kerk, die katholieke kerk, geïnterpreteer kan word. In die katekismus van die katholieke kerk, in paragraaf 113, daar leer die kerk vir ons, daar bely ons, dat die skrif binne die lewende tradisie van die kerk geleer en geïnterpreteer moet word. Dis die plek waar ons die Bybel lees en interpreteer, binne die tradisie van die kerk. Wat is die tradisie? Die deposito van geloof. Wat is die deposito van geloof? Dit is die geloofsbeginsels, wat deur die geskiedenis heen aan ons oorgedra is. Soos onder andere byvoorbeeld die konsiliebesluite van die verskillende besluite, waar onder andere die geloofsbelijdenis van Nicea is. Belangrik. En dis juist hierdie grens wat protestante weggegooi het, weggeneem het met sola scriptura. Tradisie vorm vir ons die grens of die borg teen kettery. Belangrik. Tradisie vorm vir ons die grens, die borg teen kettery. Daarom sê Irenaeus ook, dat die regte interpretasie van die skrif kan slegs plaasvind binne die tradisie. En hy sê dit in sy boek Against Heresies, hoofstuk 3, paragraaf 3.1 tot 2. Daar sê dit. Die regte interpretasie vind net plaas binne die tradisie wat deur die apostoliese opvolging verseker word. Weer 'n keer, dis die ding, die tradisie wat deur die apostoliese opvolging verseker word. Dis daar binne wat ons die Bybel lees en interpreteer, en dan seker kan wees dat daardie interpretasie reg is, want dit is die Heilige Gees wat die liggaam van Christus lei, sodat die liggaam van Christus, soos in Handelinge 15 kan sê, ons en die Heilige Gees het besluit. Ons en die Heilige Gees het besluit. Ek wil afsluit deur saam te lees as 'n samevatting vir ons, wat bedoel ons met tradisie? Tradisie. 2 Timoteus 2 vers 2. 2 Timoteus 2 vers 2. Daar kry ons dit. Ek wil tog lees hoofstuk 1 vers 13. Paulus skryf hier vir Timoteus en hy sê, hou as 'n voorbeeld van die suiwer leer vas aan dit wat jy van my gehoor het. 'n mondelingse oordrag. En dis die 2020 Afrikaanse Bybelvertaling. En genadiglik tref die 2020 vertaling nie hier die tipiese protestantse onderskeid in die manier hoe hulle die woord tradisie vertaal nie.
Hulle is nogal baie meer konsekwent met die betekenis van die woord tradisie in die vertaling van hierdie Afrikaanse Bybel. Maar hoor nou hierso, hy sê, wat jy van my gehoor het. Nie, onthou ek het vir jou 'n brief gegee en lees nou maar net weer wat daar staan nie. Wat jy gehoor het. 'n mondelingse oordrag. 'n mondelingse oordrag. Hou vas as voorbeeld van die suiwer leer. Vas aan dit wat jy van my gehoor het. Doen dit in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Bewaar die kosbare pand wat aan jou toevertrou is deur die Heilige Gees wat in ons woon. Die pand, die deposito van geloof, dit wat jy van my gehoor het, die waarhede van die leer, die suiwere leer, sê hy, hou vas aan dit, dis 'n pand. Deur die Heilige Gees, jy het dit van my gehoor, Paulus, jy het dit van my af gehoor as 'n mens, maar het was nie net ek nie. Die Heilige Gees is eintlik die een wat dit ook aan jou toevertrou het. Paulus en die Heilige Gees. Paulus as 'n apostel en die Heilige Gees, wat dit aan Timoteus toevertrou, die deposito van geloof. En dan sê hy in hoofstuk 2 vers 1, jy dan my kind, wees sterk deur die genade in Christus Jesus, en dra dit wat jy deur baie getuienis van my gehoor het, weer eens, nie gelees het nie, gehoor het, oor aan betroubare mense, wat bekwaam sal wees, om ook ander te onderrig. Hier kry ons dit. Jy het ontvang van my, jy het nou van my af ontvang, onder leiding van die Heilige Gees, het jy 'n deposito ontvang van geloof. Kies nou bekwame mense, betroubare mense, wat bekwaam is. Nee? Kyk wie is betroubaar in die gemeente, en stel hulle aan, en aan dit wat jy van my af ontvang het, gee jy spesifiek aan hulle, sodat hulle weer ander mense kan leer. Dis tradisie as 'n werkwoord. Dis tradisie as 'n werkwoord. Ek het ontvang, en ek gee aan iemand anderster, wat bekwaam is om weer ander te leer en om te onderrig in die deposito van geloof, in die geloofswaarhede. 2 Timoteus 2 vers 2. Dit vandag is 'n samevatting van wat ons glo rondom tradisie binne die Katolieke Kerk. Hoe dit funksioneer saam met die magisterium, saam met die Bybel. Hoe dit in praktyk ons lewe rig. Hoe dit in praktyk vir ons die grens vorm waar binne in ons ook met die skrif werk. Die grens waar binne ons dan met die skrif werk. Kom ek teken dit net vinnig. Daar's die grens, dis die tradisie, dis nie net die tradisie nie, dit is onder andere die tradisie. Daar's ook die leerowerheid, daar's ook die leerowerheid, wat 'n grens vorm. Die leerowerheid, die magisterium. En dan binne daai grense is die Bybel. Binne daai grense is die Bybel. As die boek waarvolgens ons lewe inrig. Daar binne-in is dit. Dis hoe dit werk. En al die kerkvaders deur die geskiedenis heen is dit eens dat dit die plek is waarbinne ons die Bybel interpreteer en mee werk. Protestante het die lyn uitgevee. Protestante wou hierdie grense weggevat, sodat elke ou sy eie paus word, sodat elke ou sy eie interpretasie meester word. En die gevolge is 'n verskeurde protestantisme met 1000 tente in elke dorp. Goed, so ek hoop jy verstaan nou 'n bietjie vanmôre beter wat bedoel ons in die Katolieke Kerk met tradisie en hoe dit funksioneer. Mag julle 'n mooi dag verder hê.